Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, niksies, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. In Germaanse en Skandinawiese volkskunde is niksies waterveetjies wat in riviere en mere woon. Gewoonlik word na die mannetjies verwys as niks. Hulle is uitstekende musikante en vormveranderers. Die wyfies word meestal gesien as om soos meerminne te lyk. Beide geslagte kan menslike vorm aanneem en is uiters aantreklik. Net voor 'n mens verdrink, word niksies gesien wat op die oppervlak van die water dans. Daar word geglo dat die niksies mense na die diepte suig, hulle verdrink en hul siele in omgekeerde kruike hou. Niksies is meer allergies vir yster as ander vee. Langtermyn blootstelling sal hulle doodmaak. Soms neem niks sterflike vroue as hul vrouens. Hulle moet sterflike vroedvroue aanstel om te help met die geboorte van hul kinders. Niksies woon in onderwaterpaleise, soos die meeste watervee, en hou weelderige bankette, waarheen hulle soms mense uitnooi, wat altyd kla oor die gebrek aan sout in die kos. Niksies mag soms welwillend lyk en waarsku teen storms, maar hulle moet, soos alle watervee, met omsigtigheid behandel word. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, niksies. Niksies is watervee wat verkies om in mere en riviere te woon. Hulle is vormwisselaars. Hulle kan in enige dier verander, soos enige monster lyk, perfek aanloklik vir mense wees. Ten spyte van wat volkskunde sê, ontvoer hulle nie mense nie, of deur kinders wat hulle met wisselaars vervang, of vroue wat hulle as vrouens hou nie. Niksies hou wel menslike siele gevange, maar slegs as 'n soort vage vuur vir diegene wat nie die lewe met enige soort oortuiging geleef het nie. Hulle was nie besonder goed of sleg nie. Daardie mense wat na bankette genooi is die geliefdes van die gevange siele, gebring om die dooies te pynig. Hulle eet ook menslike vleis, en daarom is hulle aanloklik vir hul prooi. Die paleis van niksies is een plek wat bereik word deur die waterwee van die ander wêreld, en is waar hulle die siele bewaar en hul bankette hou. Niksies woon nie in die paleis nie, en verkies die wildernis van hul riviere en mere. Hul missie is om hul tuiste skoon te hou, wat beteken as 'n mens hul rivier of meer besoedel, sal hulle hul siel pynig totdat Ankou, koning van die dooies, die siel vryspreek en dit toelaat om voort te gaan as sy bestemde hiernamaals. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!